Ons het vandag weer kom inloer vir 'n paar wenke hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk en ek gesels vandag met Dr. Santi oor die senior pasiënte, oftewel ons ouer troeteldiertjies soos wat sy dit stel. Baie dankie dat ons weer hier kan wees. Dit is altyd lekker om julle hier te hê. So wanneer word ons troeteldiere as senior beskou? Dit hang baie af van hulle grootte en ook die spesies. Soos katte en klein hondjies word senior beskou hier rondom 8 tot 10 jaar. As ons kyk na ons groter rashonde, dan is hulle alreeds senior hier van 6 tot 8 jaar. Reuse rasse, soos die Groot Deense hond, hulle kan selfs al 5 jaar beskou word as senior. Is daar enige raad wat jy miskien met ons kan deel van dit wat eienaars by die huis kan doen om hulle ouer troeteldiere te help? Jy kan eenvoudige goedjies doen wat daar in daai kategorie val. Jy kan met jou hond buite in die tuin gaan stap. Jy kan jou kat gereeld vryf. Dan kan jy natuurlik aanklop by jou veearts, jou lokale veearts of ook jou veterinêre fisioterapeut om al die triks te leer hoe om jou ouer troeteldier te help. Die ander ding wat ons in ag moet neem is hulle omgewing. Hulle moenie op gladde vloere gly nie en hulle moenie van trappe afval nie, veral as hulle 'n worshond is nie. So hoe gereeld moet 'n troeteldier-eienaar die veearts met hulle senior pasiënt besoek en wat kan 'n mens oor die algemeen van so 'n roetine-ondersoek verwag? Ons verwag om ons senior troeteldiere so elke 6 maande te sien, Elsa. As die diertjie inkom, gaan ons hulle weeg om te kyk en die veearts gaan ook natuurlik kyk hoe beweeg hulle soos hulle in die konsultasiekamer inkom. En ons gaan kyk na hulle liggaamskondisie, is hulle miskien 'n bietjie oorgewig of is daar dalk te min spiermassa vir al ons ouer katte. En as ons voel na ondersoek, na ons na die hartjie geluister het en die mondjie gekyk het, dan gaan ons dalk bloedtoetse doen om verder te bepaal werk die orgaantjies nog soos wat hulle moet. Wel, dit klink vir my baie deeglik. So is daar miskien rooi vlae waarvoor eienaars by die huis op die uitkyk moet wees en hoe weet 'n mens dan wanneer daai troeteldier veterinêre hulp nodig het? Ek sê altyd, eienaars ken hulle honde die beste. Maar wanneer dit 'n noodgeval is, dan moet ons vinnig spring. Dinge soos wanneer die hondjie of die katjie sukkel om asem te haal, as hulle asma byvoorbeeld het, wanneer die tandvleise blou of bleek is, as daar natuurlik oormatige bloeding is en as hulle nie kan opstaan nie. Al daai goeters is ernstige rooi vlae wat ons vinnig aan moet aandag gee en vinnig by die veearts moet uitkom. Ons weet presies waar is hulle baseline, om dit so te noem. As hulle van daai baseline afwyk, so skielik meer water drink. Soos ek sê, die eienaar ken die diertjie die beste. So wanneer weet ons dit is nou tyd om te groet en kan jy dalk 'n bietjie meer uitbrei rakende daai moeilike tyd wat dan voorlê? Elsa, dit is een van my moeilikste dinge wat ek al ooit moes doen as 'n veearts. So hierdie onderwerp lê my baie na aan die hart. Wat ek dink mens kan verwag as jy veearts toe gaan, is dat hulle jou al die inligting gaan gee. Hulle gaan 'n ondersoekie doen en hulle gaan eerlikwaar vir jou sê, ons kan nog hierdie en hierdie doen om die pasiënt gemaklik te maak of nee. Ons sien dat die goeie dae is minder as al die slegte dae en daar is nie meer lewenskwaliteit nie. Asseblief, ek sien dit baie, moenie te hard op jouself wees nie. Jy het gedoen wat jy gedink die beste is. Ja, want ek dink mense wonder altyd of daar nog iets is wat hulle moontlik kon doen. Absoluut. Maar dis juist waarom die veearts se leiding so belangrik is in daai proses. Absoluut. Dr. Santi, baie dankie en ek is seker van wanneer die kykers wel daai leiding nodig het, sal hulle hier kom aanklop. Dit is 'n groot plesier. Besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Altyd lekker om 'n draai by die veearts te maak en Mos het vandag opwindende nuus. Hulle het Mos altyd opwindende nuus. En veral ook vandag vir die Hartenbos en Mosselbaai gemeenskap, maar voor ons daarby uitkom, hulle vier vanjaar ook hulle 7de bestaansjaar en het tot 16 skole reg oor Suid-Afrika gegroei. Kan jy dit glo? Is ook 'n aanlyn tuiskool en Mos wêreldwyd met meer as 2200 leerders landwyd. Uitvoerende hoof Rudolf van der Westhuizen is hier om ons meer te vertel. Rudolf, goeiemôre en eerstens baie geluk. Dankie Pieter, is lekker om hier te wees. Het jy nou ooit gedink 7 jaar terug
dis waar julle 7 jaar van toe af sou wees vandag. Nee, as ek 7 jaar terug nou moet gaan, dan het hierdie soos 'n berg voor my gelê en ek het nie gedroom om te wees waar ons vandag is nie. So ek's baie tevrede met ons vordering in die laaste 7 jaar. Hoorie, dis fantastiese nuus en vir mense wat nog nie heeltemal regtig weet en die kloutjie by die oor al gekry het nie, net vinnig, wat is julle mandaat en hoekom bestaan MOS? Ja, die Trust vir Afrikaanse Onderwys het so 8 jaar terug besluit dit is nodig om ook 'n privaat Afrikaanse groep skole te skep en hulle het ons in die lewe geroep en met 'n mandaat om Afrikaanse onderrig te verseker en uit te bou reg oor die land en dit is vir alle mense wat in Afrikaans wil leer. So ja, ons het daai mandaat aangevat en 7 jaar al gewoeker daaraan. Dis fantastiese nuus man en ek weet ek het nou net vinnig genoem Hartenbos en so aan. Vertel vir my 'n bietjie waar kom die twee nou bymekaar? Ja, so ons nuutste skool sal DV Januarie 2027 oopmaak in Hartenbos in die Hartland Estate. So ons het hande gevat met Doxa Dayo Education en met Hartenbos of Hartland Estate om daar 'n skool te vestig. Dit sal ons 16de skool dan offisieel wees in Januarie. Dis fantasties man, die Hartland Akademie gaan hy wees. Hartland Akademie, korrek, ja. En die ouens het seker vinnig ook gesê man, ons wil graag saam met julle die ding doen en voortbou op dit wat julle nou al as MOS reg gekry het. Ja, ek dink die gemeenskap daar is reg vir dit. Ons het 'n bietjie ons navorsing natuurlik gedoen oor waar is die volgende een in die Suid-Kaap en daai Mosselbaai omgewing het ons studies vir ons gewys daar's omtrent 5000 kinders wat in daai omgewing bly wat nie 'n stoel het in 'n bestaande skool nie. So hulle moet uit die dorp uitry, selfs so ver as Bloemfontein, party van hulle om by 'n skool uit te kom. So daar's definitief die grootste behoefte tans in Suid-Afrika. So dit het net vir ons sin gemaak om in daai omgewing 'n skool te plaas en Hartland Estate het so goed met ons hande gevat om nie net die estate te verbeter nie, maar ook die groeiende gemeenskap. Dit is so lekker om te weet, ek dink die gemeenskap was ook net so opgewonde, soos wat jy sê. Ek meen, is een ding as jy weet, die estate'se goeders is opgewonde om te help en 'n Doxa hier en so, maar die gemeenskap is seker super opgewonde. Gaan seker ook net genoeg plek hê vir almal. Wel, ons begin, soos alle skole begin jy maar in fases, so ons begin met plek vir 70 kinders volgende jaar, so dis beperkte plek. Ons het reeds bekendstellingsveldtog gehou waar ons vir mense sê dui aan of jy belangstel en ons het al oor die 850 belangstellings gekry. So ons is baie opgewonde daaroor en ons inskrywings maak 1 Junie oop vir 2027. Hierdie belangstellingsveldtog het ons so 'n bietjie meer inligting gegee oor hoeveel kinders en wat se grade belangstel. So op hierdie stadium lyk die data dat 'n grondslagfase of 'n kleuter en grondslagfase die regte begin is vir daardie skool en om dan later te kan groei na graad 7 en selfs so ver as matriek toe. Jy sien, dis die droom wat ons almal saam met julle het, om saam met jou te deel in daai visie, dat 'n ou daarom regtig wil van voorskool tot klaar met skool die ding te kan doen. Kan ouers, jy het gesê hulle kan reeds hulle kinders inskryf van 1 Junie af, maar ek dink hulle kan tans ingaan in belangstelling wys op ons webwerf hartlandakademie.co.za en dit sal as iemand van ons bekwame span jou kontak en met jou reël om in te skryf van Junie af. Maar as jy eers wil wag tot Junie, kan jy Junie sommer direk inskryf. Soos wat jy kinders kan kry wat hulle hande gaan opsteek om deel te wees van hierdie skool, het jy ook seker onderwysers wat graag wil deel wees daarvan. Ja, ek kan vir jou sê vandat ons 3 jaar terug gesê het ons wil daar vestig, het ons al oor die 300 aansoeke gekry vir werk. So ons spot altyd en sê vir elke onderwyser wat daar wil werk 'n kind kan kry, dan gaan nou skool vinnig vol word. Ek wil net sê ek sal ook die onderwys oorweeg as ek in Hartenbos kan gaan speel. Ja, nee, kyk. Hoor, en wat beplan julle nog vir ek meen die volgende 7 jaar of wat voor lê? Ek dink as jy vat wat julle ook reg gekry het in hierdie tyd net om weer vinnig mee af te sluit. Ja, ons volgende onmiddellike doel is om so in die volgende 2 jaar eintlik te verdubbel in leerlinggetalle. So al 16 van ons skole het kapasiteit tot groei. So ons wil groei in ons bestaande skole en dan wil ons ook uitbrei. Ons aanlyn tuiskooldiens brei daagliks uit en ek kry baie die vraag, moet ek wag tot volgende kwartaal om in te skryf? En die antwoord is nee, jy kan enige dag inskryf in die jaar en deel word daarvan. Net weer vinnig, waar kry ou die inligting? So ons hoofwebblad is mos.co.za en dan spesifiek vir Hartland Akademie, hartlandakademie.co.za. Daar het jy dit, Rudolf van MOS, en dit is nou goeie en opwindende nuus. Kyk gerus uit daarvoor in Hartenbos.